Nou, van toepassing op ons. Jeremia 29. Ons het nou gesien, Jona en die vis, dis nogal 'n moeilike situasie. Ons het gesien, Hiskia in Jerusalem, met die koning van Assirië daar buite, nogal 'n moeilike situasie. En ons, nie een van ons het so 'n situasie nie, maar in ons eie lewe het ons maar ons situasies. En vir myself is dit net so groot soos Jonas se situasie, of soos Hiskia se situasie. En kan God my verlos? Hoor hy my? Kan ek tot hom bid? Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet watter gedagte ek aangaande julle koester, spreek Jahwe. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister. Ek wil nie 'n vorm godsdienst maak nie, maar hier is 'n volgorde. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind. Kyk hoe gebeur die dinge. Met 'n voorwaarde. As julle aan my vra met julle hele hart. As jy daar in die pisse ingewande is, en jy roep halfhartig, jy sê, miskien sal God my help, ek sal maar kyk waar ek nog hulp kan kry, ek met 'n plan B en 'n C, of miskien is God my plan C. Los hom dan, my liewerste, en maak staat op jou ander planne. 13, en julle sal my soek en vind as julle aan my vra met julle hele hart, 'n onverdeelde hart. Ek dink nie op twee gedagtes nie. Jy het nie 'n plan B nie. U is my hulp. U is my verlosser. Ek maak op U staan. 14, en ek sal my deur julle laat vind, spreek Jahwe, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies, en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek Jahwe, en ek sal julle terugbring na die plek, waarvan ek julle ballingskap weggevoer het. Nou weet ons, daai gaan nog in vervulling gaan, want hierdie mense vir wie hy dit hier gesê het, was die twee stamme wat in ballingskap is, in Babylon. En hulle vra, wat moet ons gebeur? Moet ons teruggaan? Moet ons vlug? Moet ons wat doen? En Jeremia stuur hierdie boodskap en hy sê, julle moet daar bly. Want Vader bedink goeie ding oor hulle, nie wat sleg is nie. Julle moet gaan 70 jaar daar bly. Nou 70 jaar is maar 'n geslag. Ek meen, almal wat hierdie gelees het en gehoor het, het in Babylon dood gegaan. Hulle het nie teruggegaan nie. Maar wat sê Vader? Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek Jahwe, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, terwyl jy in Babylon is, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee, terwyl ons in Babylon is, of terwyl ons in Egipte is, terwyl ons nog in hierdie wêreld is. Wat is ons hoopvolle toekoms? Yeshua kom terug, en hy kom ons haal uit die uithoeke van die aarde, en hy vat ons saam met hom, waantoe? Na die land uit waar ons voorvaders is as ballinge weggeneem is, die beloofde land, die land Kanaan, die land wat die wêreld nou oor beklei, en sê, nee, dis hierdie ou sin en dis daai ou sin. Dis nie een van hulle sin nie. Dis die nakomelinge van Abraham, Isak en Jakob se.